Dood vir die sonde, my leven vergoed. Oh, dood vir die sonde, my leven vergoed. Dood vir die sonde, my leven vergoed. Oh, dood vir die sonde, my leven vergoed. Dood vir die sonde, maar lewend vir God. Wat moet ons nou hiervan sê? Moet ons aanhou sonde doen sodat die genade kan toeneem? Beslis nie. Hoe kan ons wat dood is vir die sonde nog daarin voortlewe? Of weet julle nie dat ons almal wat in Christus Jesus gedoop is, in sy dood gedoop is nie? Deur die doop is ons immer saam met hom in sy dood begrawe, sodat soos Christus deur die wonderbaarlike magstaat van die Vader uit die dood opgewek is, ons ook so 'n nuwe lewe kan lei. Aangesien ons met hom een geword het in sy dood, sal ons sekerlik ook met hom een wees in sy opstanding. Ons weet tog dat die sondige mens wat ons was, saam met Christus gekruisig is, sodat ons sondige bestaan beëindig kon word. Ons is dus nie langer slawe van die sonde nie. Iemand wat gesterf het, is immers vry van die mag van die sonde. Ons het saam met Christus gesterwe, daarom glo ons dat ons ook saam met hom sal lewe. Ons weet dat Christus wat uit die dood opgewek is, nie weer kan sterwe nie. Die dood het nie meer mag oor hom nie. Hy het gesterwe en is eens en vir altyd vir die sonde dood. Nou lewe hy en hy lewe vir God. Julle moet dus altyd onthou dat ook julle vir die sonde dood is, maar vir God lewe, omdat julle een is met Christus Jesus. Moet dan nie toelaat dat die sonde nog langer oor julle heerskappy voer en julle die begeertes van julle sterflike aardse bestaan laat gehoorsaam nie. Julle moet geen deel van julle liggame in diens van die sonde stel nie. Julle moet geen deel van julle liggame in diens van die sonde stel nie. Geen deel van julle liggaam moet julle in diens van die sonde stel, as 'n werktuig om goddeloosheid te bedrywe nie. Nee, stel julle in diens van God, as mense wat dood was, maar lewend gemaak is, en stel elke deel van julle liggame in diens van God, as werktuig om te doen wat God wil. Die sonde moet nie meer baas wees oor julle nie, want julle staan nie onder die wet van Moses nie, maar onder die genade. In diens van wat God wil. Wat beteken dit? Kan ons nou maar sonde doen, omdat ons nie onder die wet van Moses staan nie, maar onder die genade? Beslis nie. Julle weet tog, as julle aan iemand onderwerp om hom as slawe te gehoorsaam, is julle die slawe van die een aan wie julle gehoorsaam is. As dit die sonde is, beteken dit vir julle die dood. As dit gehoorsaamheid aan God is, beteken dit vryspraak en lewe. Maar ons dank God dat julle wat slawe van sonde was, van harte gehoorsaam geword het aan die leer, soos julle dit deur die oorlewering ontvang het. Ons dank God dat julle van die sonde vrygemaak is
en slawe van God geword het, wat sy wil doen. Slawe van God wat sy wil doen. So jy met sy wil doen. Weens julle beperkte begrip, gebruik ek 'n beeld uit die alledaagse lewe, soos julle elke deel van julle liggame in diens van sedelike onreinheid en wetteloosheid gestel het, en losbandig gelewe het, so moet julle nou elke deel van julle liggame in diens van God stel, om heilig te lewe. Toe julle slawe van sonde was julle nie in diens van God nie. Wat was die vrug wat die dinge waaroor julle nou skaam kry, toe vir julle opgelewer het? Die uiteinde van die dinge is die dood, maar nou, julle is vrygemaak van die sonde en in diens van God gestel, en die vrug daarvan is dat julle geheilig word. Ons word geheilig deur Jesus Christus. En die uiteinde is die ewige lewe. Die loon wat die sonde gee is die dood. Die genadegawe wat God gee is die ewige lewe in Christus Jesus, ons Here. Bevry van die wet en in diens van God, diensbaar aan Christus. Julle weet, broers, en ek praat met mense wat op hoogte is van die wet van Moses, dat die wet gesag het oor 'n mens solank as hy lewe. Die getroude vrou byvoorbeeld is deur die wet aan haar man gebind solank as hy lewe. As haar man te sterwe kom, is sy onthef van die wet wat haar aan haar man gebind het. Maar as sy 'n ander man se vrou word, solank as haar man lewe, sal sy as 'n egbreekster beskou word. As haar man gesterf het, is sy egter vry van die wet en is sy nie 'n egbreekster as sy 'n ander man se vrou word nie. Dit is ook die geval met julle, my broers. Deur julle verbondheid met die liggaam van Christus het julle gesterwe en staan julle nie meer onder die wet nie. Julle behoort nou aan iemand anders, aan hom wat uit die dood opgewek is. Daarom moet ons nou 'n vrugbare lewe lei in diens van God. Toe ons nog 'n sondige lewensbestaan gevoer het, was die sondige hartstogte wat deur die wet wakker gemaak is, in elke deel van ons liggame werksaam, en het ons vrugte gedra in diens van die dood. Maar nou is ons vrygemaak van die wet, want ons het gesterf en staan nie meer onder die wet waardeur ons gebind was nie. Nou kan ons dien in die nuwe bedeling van die Gees, nie in die ou bedeling van wetsvoorskrifte nie.